'n leë muur kan 'n mens nogal iets leer. Ek staan vandag voor so 'n muur. Eintlik moes daar lankal familiefoto's gehang het, maar ek wag nog, want ek wil eers al die foto's insit voordat ek dit opsit. En dit is mos hoe ons dikwels met die lewe ook maak. Ons wag. Ons dink ons sal eers regtig leef wanneer alles mooi in plek is, wanneer die prentjie volledig is en wanneer dinge meer sin maak. Maar intussen bly die muur leeg. Dis hoekom Jeremia 29 sekerlik so treffend is. God se volk was in ballingskap gewees, ver van hulle huis af en ver van dit wat bekend en gemaklik was. Hulle was omring gewees deur 'n wêreld wat anderste gedink het, anderste geleef het, anderste gedoen het, en tog sê die Here nie vir hulle, onttrek jou nie, of trek net terug en hou uit, totdat hierdie fase verby is nie. Nee, hy sê vir hulle juis, bou huise en bewoon dit, lê tuine en eet die opbreng, soek vrede van die stad en bid vir haar. Jeremia 29 wys dat God sy volk roep om juis daar getrou te leef waar hulle ook al bevind. En dis ook 'n woord vir ons. Waar jy ook al woon of waar ook al die Here jou geplant het. Vir ons wat sien hoe die wêreld rondom ons verander, waardes wat skuif, gewoontes wat verander, mense wat anders te dink oor waarheid, oor geloof, oor die lewe. En dan is die versoeking groot om terug te trek of te onttrek, om net te probeer oorleef, om te wag vir beter dae. Maar die Here sê, leef hier, plant hier, bid hier en getuig hier. En Paasfees bevestig dit. Die opgestane Jesus werk deur gewone mense. Nie net deur sterkes en die slimstes of die indrukwekkendstes nie. Nee, Danny Presswood vra juist die vraag, do you think God could use common people like us to make a positive difference in our little corner of the world? En die antwoord is ja. Ja, hy kan, ja, hy doen, deur jou en deur my. So moenie wag totdat al die foto's in is, voordat jy begin leef nie. Moenie jou gehoorsaamheid uitstel, totdat alles netjies en duidelik is nie. Die Here het jou nie per ongeluk geplaas waar jy nou is nie. Nie in hierdie land of stad waar jy is, nie in die straat waar jy woon nie in hierdie tyd waarin ek en jy leef nie. Gaan bou, gaan plant, gaan bid, wees teenwoordig, hang jou portrette op en getuig daardeur. Want as jy begin raak sien hoe getrou God vandag is, kry môre ook al klaar weer 'n ander kleur. Here, dankie dat U ons nie los waar ons is nie. Leer ons om juis hier te leef, hier te plant en hier van U te getuig. Gebruik ook ons gewone lewe tot eer van U naam. Amen. Dankie dat jy vandag ingeskakel het en ek wil jou aanmoedig, ek wil jou uitnooi. Gaan deel hierdie boodskap, hierdie goeie nuus van Jesus Christus vir elkeen, daar waar jy geplant is en waar die Here jou gebruik. En kom ons hang die portrette van ons lewe op en getuig daardeur. Tot volgende keer. Totsiens.